En Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die Here was met hom. Ek wil vanmôre die gedagte wat ek by julle los, wil ek die gedagte net 'n titel gee as ek kan. Maar jy moet luister vanmôre na die titel en dit in jou gedagte insink. Wanneer ander mense jou voorspoed opmerk. Dawid was in momentum gewees. Wie Dawid beere doodgemaak, hy het leeu's verslaan. Hy het vir Goliat verslaan. Maar omdat hy saam met God was en hy in momentum saam met die Heilige Gees geloop het Dawid en die mense om hom, het hulle vir Dawid gesien. Hulle kon sien dat die man in beweging is. Hulle kon sien dat die man saam met God beweeg het. Want hy het leeu's doodgemaak, hy het beere doodgemaak, hy het vir Goliat doodgemaak. Maar omdat hy in momentum was, saam met die Here, saam met Jesus was, en saam met hom geloop het, en die mense dit raak gesien. So gewees dat hulle sê, dat sou hulle sy oë op hom gehou. En ons taal was sê vir my, hey, ek watch you. Sou hulle vir hom gekyk. Want hy het jaloers geword vir Dawid, oor wat Dawid gedoen. Hy was jaloers omdat God vir Dawid alles gegee het, dit wat hy begeer het en wat hy van God ontvang. So het gesê, hey, Boeta, ek watch you. Ek wil vanmôre vir jou sê, so Josef, so Josua, hulle het saam met God beweeg, en die mense het dit begin agterkom, en gesien, dat hulle vir God werk, en dat hulle saam met God beweeg. En hulle is met valkoor dopgehou. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy saam met God beweeg, gaan die mense jou raak sien. As jy doen dit wat God en jy bly momentum saam met God en doen wat hy jou vra, gaan die mense jou begin raak sien. In so mate, moet mooi luister wat ek sê asseblief, in so mate, dat van die mense gaan daarvan hou. Van die mense gaan nie daarvan hou nie, en hulle gaan jou vyande word. Hoe kan jy so sê, pastoor, want hy is jaloers op jou, met dit wat God vir jou voorsien en gegee het. Hy raak jaloers, want hy sien daar gebeur dinge in jou lewe, hy sien daar gebeur dinge met jou, hy sien dat God het 'n plan met jou, en dat God jou wil gebruik, soos nog nooit van tevore nie. Nou raak hy jaloers, hy het sy oë op jou geplaas, sodat hulle sê, the world will watch you for everything that you do as a child of God. Die wêreld hou jou dop. Jou familie hou jou dop. Jou mede-gemeentelede hou jou dop. En baie van hulle raak jaloers, omdat hulle nie weet wat jy het nie. Ek en my vroukie moes baie van ons familie afskryf die dag toe ons hart en siele vir God gegee het. En ons drink nie meer saam met hulle nie. Ons hou nie meer party saam met hulle nie. Hulle het ons raak gesien. En hulle het jaloers geraak. Nou wat ek vir vanmôre vir jou sê, broer, suster, as jy jaloers raak oor dinge wat jy sien van iemand wat in die gemeente aangaan, wat God gebruik, wil ek vir jou vra, moet hom nie gaan verneder of hom gaan afskryf nie. Vra eerder vir God, Here, ek is jaloers, gee vir my ook dit wat hy het, dat ek ook kan ontvang vir dit wat hy vanmôre het. Ek wil ook hê, Here, wat hy het, want dit lyk vir my so lekker. Hy gaan net voort, en niks en niemand pla hom meer nie.
Ek wil vanmôre vir jou sê, dit is vanmôre baie belangrik, dat jy as kind van God, momentum bly. Die wêreld gaan jou nie like nie. Jou medebroers en familie gaan jou dalk nie like nie. Maar ek wil vanmôre vra, moenie dat dit jou afsit nie. Bly in momentum vanmôre. Gaan aan in momentum. En beweeg verder in momentum. Ek gaan net even nog 'n versie. Samuel 18 vers 5 sê vir my. En Dawid het uitgetrek. Saul se oë was die hele tyd op hom. Hy het hom dopgehou. En nadat Saul hom begin dophou het, het hy vir Dawid rondgestuur om oralste te gaan, dan kan hy weet presies waar Dawid gaan wees en hy kan vir Dawid ophou. Hy sê, oral waar Saul hom gestuur het, was hy voorspoedig. Halleluja. Dit maak nie saak waarna toe jy beweeg nie. As jou momentum saam met God is, sal oralste waar jy beweeg, sal jy voorspoedig wees. Hy was so voorspoedig gewees, dat Saul het agtergekom, maar ek moet iemand aanstel oor my krygsmanne, en die enigste persoon wat tans is, van oralste waar hy beweeg, is dit positief, oralste wat hy aanraak, gebeur dinge, ek moet vir Dawid aanstel, as die hoof oor my krygsmanne. Ek wil vanmôre vir jou sê, God sê vanmôre vir ons, ek wil julle aanstel oor die krygsmanne in die gemeente. Ek wil julle aanstel vanmôre oor die krygsmanne aan die buitekant, dat hulle kan sien, dat as jy saam met my momentum beweeg, dinge kan gebeur en gaan gebeur. Halleluja. Maar dan wil ek vanmôre vir jou waarsku. Verskoon tog. Dawid het alles gedoen. Alles wat God van hom verwag het. Alles wat God vir hom gegee het om te doen. Alles wat Saul vir hom gegee het om te doen. Maar die wonder daarvan is, kinders van God, Dawid het nog steeds nederig gebly. Die tyd, hy het nederig gebly. Hy het gesê, Here, ek gaan nederig bly. Ek gaan nie 'n groot kop kry nie. Ek gaan nie dink ek is nou die beste in my veld nie. Here, ek gaan nederig bly. En so omdat hy nederig gebly het, en die voorspoed bly saam met hom beweeg, terwyl hy vir God gewerk het. Ek wil vanmôre sê, Here, as ek hoogmoed het vanmôre, as ek 'n groot kop wil kry, Here, maak my en chop my soos wat ek moet wees. Chop my op en af. Maak my size. Wat jy sê, ons het baie keer op skool, as jy die ouetjie gaan beklei, kom aan manne, dan sê jy vir die manne, ek gaan daai man toe size maak. Amen. Of die dames is kwaad, kyk, ek weet nie of het nog in die skole gebeur nie, maar in my jare toe ek op skool was, het daar baie meisies beklei, dan sê hulle, kry jy daar die paviljoene. Dan sê hulle mekaar, ek gaan jou size maak. Ek wil hê, as ek vanmôre, as ek groot kop kry, Here, maak my size. Bring my terug toe size. Bring my terug op die plek waar ons moet wees. Ek wil vanmôre vra, moenie groot kop kry, as God vir jou iets gee om te doen nie. En jy kry dit reg nie. Bly nederig voor God. En ek beloof jou, jy sal suksesvol wees. En jy gaan voorspoed hê, want God loop saam met jou vanmôre. Weer het dit dus goed gegaan met Saul ook op 'n stadium. Dat toe hulle die funksie gehad het, daar 'n vrou opgestaan. Kyk, die vrou praat ons baie. Een kan kom staan. Vrou praat baie. En sy het opgestaan, en sy het die vraag gevra,
Ek gaan nou verduidelik hoekom met die vrou. Toe sê sy vir hulle, is hy nou een van die profete, sodat hy nou saam met hulle beweeg en saam met hulle profeteer. Daai vrou het raak gesien, dat waar hy beweeg, dinge gebeur. Nou het ek die vraag gestel vir die Here. Toe sê ek, Here, ek ken my hart. Ek het niks teen vrouens nie. Ek is baie lief vir my vroukie. Maar hoekom is daar 3 of 4 plekke in die woord van God, waar die woord my sê, waar God 'n vrou gebruik het, om iets te voorspel? Amen. Kom broers, amen. Nou vra ek die vraag gestel, Here, hoekom 'n vrou? Daar is soveel profete wat saam met Saul is. Daar is soveel profete wat saam met Dawid is. Hoekom 'n vrou, Here? Daar by die put, toe die Here die vrou daar gestuur het. 'n Vrou. Here, hoekom 'n vrou? En ek het skaam gekry toe ek die antwoord van God afkry, veral vroegoggendure vanmôre. Ek het skaam gekry. Hy sê van toe ek met die mans gepraat het, was hulle nie in momentum nie. Hulle was gebind met hulle eie dinge. Hulle het nie vir die mense daar buitekant gewys dat hulle momentum saam met my beweeg nie, maar die vrou het 'n momentum saam met my beweeg. Dis hoekom ek haar gebruik het. So ek wil vanmôre vir jou sê, maak nie saak wie of wat jy is nie. As jy nie 'n momentum is nie, gaan God jou nie gebruik nie. As jy nie 'n momentum beweeg nie, gaan God jou nie help nie. Nou praat jy teen God se woord. Nee, ek broer, suster, ek praat nie. Want die woord van die Here sê, dit wat ek vir hom vra, gaan hy vir my gee. Maar as hy verder gaan, dan sê ek moet dit vra in die geloof, en ek moet dit vra met liefde. Nou as jy nie 'n kind van God is nie, hoe kan jy verwag dat God vir jou gee wat jy vra? As jy nie 'n momentum is nie, hoe verwag jy dat God vir jou moet gee dit wat jy vir hom vra? Ons van kinders van God moet begin 'n momentum inkom. Die damwal. Ek wil hê oom Leon, Johan, Bram, almal wat hier sit, kan ons daai gesegde uitsny en 'n ander woording vir dit gee. En almal praat die damwal gaan breek, die damwal gaan breek. Maar die damwal breek as die swak gebou is. 'n Damwal by die Vaalrivier of by enige dam gaan breek. Hartbeespoortdam, Magtiesdam. Hy gaan breek as die fondament nie reg gebou is nie. Dan gaan hy breek. Van die momente waar die mense gehad het om die dagga aan te maak en die sement aan te maak, en daar ergens verlore gegaan, en dit was nie sterk genoeg nie. Dis hoekom die damwal dan breek. Ek wil vanmôre sê, jy gaan nie damwal in hierdie gemeente breek nie. Jy gaan nie damwal breek nie. God gaan 'n uitstorting van sy Heilige Gees in hierdie gemeente toelaat. God gaan die Heilige Gees uitstort in die gemeente. Wat gaan toelaat dat die mense daar van buitekant af uitstroom. Ons het nie nodig om te keer vir 'n damwal nie. Ons moet gereed wees as God sy Gees op die mense daar buitekant begin uitstort. En hulle begin instroom. Moet ons gereed wees. Ons moet 'n momentum wees om hulle te kan vang. Daar gaan nie 'n damwal breek nie. Here het gepraat met my gisteraand. Ek wil sê, Here, laat die damwal breek. Hy sê vir my, daar is nie 'n damwal wat breek nie. Hy sê dit, maar die Here my gedagtes toe geplaas het. Verskoon as ek dit, verskoon dat ek lag. Is julle so klein van hart en so nie 100% positief dat ek my Heilige Gees kan uitstort nie? Nou sê julle, daar kom 'n damwal wat breek. Jo. Leon. Waarom so wat God vir my gesê het?
As ek dam wil breek, is daar miljoene rande se skade. Maar as die sluise oopgemaak word, voordat dit die skade verrokken, gebeur wat? Dan is dit gecontroleer waar die water loop. So as God die sluise oopmaak, moet ons gecontroleer die mense kan inbring. Ek sê weer, so vir Dawid, as ons gaan beweeg in die salwing van God en onder die leiding van God en ons gaan in momentum bly, gaan God ons die krag gee en so ons help dat die voorspoed van die gemeente so sterk word dat ons dit nie kan hanteer nie. Maar hy gaan nie damwal laat breek nie, want as hy damwal nie vanmôre laat breek, gaan ons baie skade geestelik hê. Ons gaan geestelik baie skade hê. Magtige skade. Maar as ons toelaat, dat ons 'n momentum saam met die Heilige Gees bly, gaan die mense daar buitekant ons begin sien. Weet die duiwel val ons baie aan. Hy wil val. 'n Pastoor Morney het ietsie gesê. Hy het gesê dat as die Here iets wil doen, wat sê hy vir die duiwel? Watch you move. Ek wil vanmôre vir jou as kind van God sê. Begin vir die duiwel sê, hey duiwel, jy wil wat try? Watch you move. Watch die move wat ek gaan maak. Ek gaan nie val vir jou stories nie, maar ek gaan 'n momentum bly saam met die Heilige Gees, sodat ek voorspoed kan hê in dit wat ek vir God doen. Ons moet begin in voorspoed beweeg dat ons voorspoed kan hê. Waar is al die kindertjies? Ek het nou eintlik die ouer kinders gesoek. Ek gaan die gemeente vra. Chantal. Ok, wie se kind is 'n matriek? Die dogter is 'n matriek, nee. Ok. Sy is besig met rekordeksamens. Wat haar is 'n voorbeeld en die gemeente en die kinders in die gemeente, wat tans besig is met eksamens. Hoeveel keer toe jou klein kinders was, jy op skool was, pa, pastoor, bid vir my asseblief dat ek sal goed doen op skool. Dat ek hierdie eksamen sal slaag. Amen. Here, ek wil hierdie eksamen slaag. Help my asseblief. Maak my gedagtes skoon. Gee vir my die antwoorde, man, jy is besig om jouself te terg. Jy tart jouself. Hoe kan jy verwag God moet vir jou antwoorde gee, as jy nie 'n momentum is, en beweeg en gaan sit op jou tafel, met jou boeke oop, en begin studeer nie? Ek sal eendag oor preek. Die lui Christen, die persoon wat dit alles wil hê, maar hy wil niks doen om dit te kry nie. Daar wat ek nie gekry voorspoed, omdat hy gesit en niks doen het nie. Joshua het nie voorspoed gekry, omdat hy gesit en niks doen het nie. Josef het nie voorspoed gekry, omdat hy gesit en niks doen het nie. So kan ek hulle opnoem in die Bybel. Petrus, Paulus, Johannes, hulle het nie gekry voorspoed om te sit en niks doen nie. Maar hulle het voorspoed ontvang, want hulle was in momentum gewees, saam met die Here, en hulle het in momentum gebly, so dit gee die duiwel nie 'n kans dan, om hulle af te breek, en hulle op stop te sit nie. Ek wil vanmôre vra, ek gaan afsluit, ek het gesê wat ek wil sê, maar ek wil vanmôre die vraag vir jou vra. Broer, suster, is jy vanmôre in momentum, of het jy vanmôre jou brieke aan? Sien die mense daar buitekant jou momentum raak, en jou voorspoed, of gee hulle die aandag aan jou nie,
want dan gebeur niks met jou nie. Dit is moeilik. Dit is 'n vraag wat niemand vir jou sal kan antwoord behalwe jy jouself nie. So ek wil vanmôre sê, ek wil jou aanmoedig vanmôre, ek sluit af met die woorde. Ek wil jou aanmoedig vanmôre, elke gemeentelid. Hoe harder die vyand probeer om jou te stop, wil ek vra, moet jy 2 keer harder terugbeklei en 'n momentum bly. Hy gaan vir jou baie probeer stop. Hy gaan beklei om jou te stop. En hoe hard hy ook al probeer, wil ek vir ons vir die gemeente vanmôre vra, kinders van die Here, kom ons beklei 2 keer harder terug. En ons bly in momentum, dat ons aan die einde van die dag vir die duiwel kan sê, nee, ek het jou gebied. Ek het nou voorspoed ontvang. Jy het gedink jy gaan my voorspoed stop, duiweltjie. Ek het ontvang, want ek het 'n momentum gebly saam met God. Ek het 'n momentum gebly. Ek het nie gaan lê nie. So ek wil vir jou vra, moenie gaan lê vanmôre nie. Kom ons staan op. En ons sê, Here, gee my die krag om in 'n momentum te bly, sodat ek ook die voorspoed kan kry, soos wat 'n Dawid, 'n Joshua en almal gekry het. Amen. Kom ons sluit ons hoofde. Die wat vanmôre sê, pastoor, ek wil vanmôre in momentum bly. Ek wil ook die voorspoed gebruik en gee wat God gegee het. Wil ek vanmôre vir jou vra, steek net op jou hand.